Want ons is dromers en doeners. Kom, vertel jou storie, deel jou beste dag. Ja, ons is dromers en doeners. Ons praat en ons lag en ons kuier saam. Goeiedag dames en here en welkom by nog 'n episode van Dromers en Doeners. Ons is hier by Connection Studios in Centurion. So weer eens dankie aan Jaco en Connection vir hierdie awesome space wat julle vir ons gegee het om hierdie podcast te shoot en ook dankie aan Connection Productions wat gehelp het met die setup van hierdie stel. Ek het vandag een van die coolste ouens in die musiekindustrie hier by my en hy is een van die bekendste en besigste ouens dink ek in die industrie op hierdie stadium. Hy is op elke verhoog, sy songs doen goed. En vir my is dit 'n baie groot voorreg en ek is baie opgewonde om vandag bietjie met Elof te gesels. So verwelkom vir Elof. Dankie. Gaan dit goed? Goed en jy? Ja, baie goed. Dankie dat jy tyd gemaak het, man. Dis 'n groot plesier. Ek verstaan jy's 'n besige man. Jy's almal soek 'n stukkie van jou. Ja, almal sê almal is besig. So almal is besig. So Ja, en die geheim is jy moet eintlik besiger lyk as wat jy is. dit is waar, né? Ja. En jy moet kla oor klein goed. Ja. So yes, dude, nee, ek het 'n besige dag gehad. Ek moes soos vanoggend opstaan en soos my bed opmaak en toe moes ek al hierdie stuff doen met die koffie maak en Ja. verstaan, jy klink net besig. Klink of dit Davy taff Jy is. staan net op eintlik en maak koffie. Ja. Dis actually wat dit is. Exactly. Nee, ek's baie opgewonde, man. Ek het jou eintlik onlangs eers officially ontmoet en ek het jou ontmoet al by shows en goeie backstage en laas jaar in Margate, onthou jy in Margate het julle Ek daai onthou dit, ja. toe ek was met Jackie Louwele geweest, dis daai een rond bietjie gebraai so vinnig. Ja, ek onthou dit. Maar ek het jou eintlik werklik eers leer ken by Liesel se verjaarsdag. Ja, met daai dis toe ons braai. eintlik mooi bevriend geraak het. Ja, so en daar het ek regtig nuwe respek vir jou gekry. Thanks man. Want baie mense het altyd misconceptions oor sangers en hulle dink almal dis hierdie wille kuier party ouens, maar jy's 'n cool dude en Thanks. ek het jou geselskap geniet en ek het gedink toe ek nou seisoen 2 beplan dat jy's 'n cool ou en ek dink ek wil baie graag met jou gesels. Thanks my dude, ek waardeer dit. En ek weet so 'n klein bietjie van jou karier en hoe dit gevorm het, maar ek dink daar's dalk mense wat dalk nog nie weet nie. So ons gaan 'n bietjie 'n journey vat deur jou lewe van waar jy begin het tot hoe jy gekom het waar jy nou is. Perfek. Ja. Ja, kom ons So, voor daai journey. Voor daai journey wil ek net gou 'n stukkie koffie vat. great. Ons 'n lang journey sien jy. Lang ene. We gaan dit weer. Dit klink besig. Dit Ja. klink lank. It's been a ride. Okay. So dude, kom ons begin so. Waar het jy groot geword? Waar was jou vormingsjare gewees? Okay, so ja, ek het groot geword in Randfontein, Yes. Wesrand, Woesrand. Woesrand. Die Woesrand, ja. Maar ja, groot geword. En laerskool het ek begin in Randfontein skool gaan en toe gaan ek in Krugersdorp skool by Laerskool Krugersdorp Noord. En daar goed gegaan, toe gaan ek Monument toe. Na Monas het ek gaan swat in Potchefstroom, toe gaan swat ek regte. Wel, voor dit het ek 'n gap jaar gevat basies, waar ek try uitfigure het wie ek is eintlik Okay. en waar ek wil wees en wat ek wil doen. Ek het maar nog altyd geskryf Ja. en geact. En ek het in my gap jaar het ek as 'n ekstra op die stelle gaan werk by is getroud met rugby binnelanders. Enige CP waar daar 7de land, enige CP Ja. waar was ek daar om 'n ekstra te wees en ek sê altyd ek het nie besigheid toe verstaan of nie geweet hoe geld werk nie. Ja. Toe het ek R350 uitgery elke dag om R200 te gaan maak. Verstaan jy? Ek het dit ook gedoen, daai ekstra storie. Ja, so ek dit ken is daai, ek weet presies. Ja man, en Dis dan baie sit jy die funny, hele ja. dag en wag Vir een scene. om net in die hospitaal verby te loop met 'n bos blomme. Ja. Verstaan jy? Maar wat cool is van dit en jy kan my sê is dit vir jou ook so was as 'n ou sien en leer baie. Ja, dis baie waar. Dis very daar's baie inligting wat jou kant toe kom deur Ja. net te sit en observe om te check hoe operate hierdie ouens. Ja. Dis baie waar en ja, toe doen ek dit en ek het
my gap jaar klaar gemaak en met dit het ek ook in Sandton het ek gesing in 'n pizzeria. Ja. Wat eintlik nie ideaal was nie, want dan sing ek my beste en my favorite stuff, maar dan sit die mense en verstaan nie 'n woord wat ek sê nie, want ek sing Afrikaans en hulle is eintlik Engels. So Ja. hulle dink dit, lekker background music, verstaan, en ek by markte ook gesing in daai gap jaar. So ek dink I was just trying to make it happen. Ja. En het jy gitaar ook gespeel? Ja. Ja. Ek het steeds bietjie gitaar. Ek het jou nog nooit met 'n gitaar in die hand gesien nie, Ja. want op jou shows doen jy glad nie dit nie. Ja, ek's 'n full chord gitarist. Okay. Nee, ek kan regtig. Ek kan 'n bietjie jol. Ja. Ek gaan nou nie 'n solo rap soos Rudy nie. Rudy hulle nie, ja. Verstaan jy? So, maar ja, toe gaan swat ek in Potch regte en in my eerste jaar toe kry ek die rol op Spoorloos vir Larry Silkewich. Was dit die eerste spoorloos? Spoorloos 3. 3? Ja, toe kry ek die rol vir die windgat laaitjie op die bike wat Ja? eintlik die kakmaker op skool is. Ja. En toe doen ek dit en ek dog toe dit is my calling, maar terwyl al hierdie staf aangaan, toe kry my vocal coach Andrei Martinez. Ja. Toe kry hy my by Hugo uit van Muse Studio. Ja. En ek kan nie verstaan hoe dit werk nie. Ja. Ek dog hierdie ouens is 'n record label en dit is soos ek moet nou impress. Nee. Ja. Ek het nie idee gehad hoe werk hierdie staf nie. En ek kom toe by die studio aan en ek gee vir hierdie ouens een van my demo tracks en ek is so stoked en ek praat met hulle en hulle praat met my en sê nee, dis hoeveel dit gaan kos om by ons te rekord en ek sê soos, man, hierdie ouens wil nie hoor Ja, wat jy wil nie hoor wat ek vir hulle wil bied nie. Ja. En actually is hulle net soos, dude, jy kan by ons rekord, dis fine as jy wil. Ja. Dus ek soos, shit, hierdie ouens stel nie belang nie. Okay. Ek gaan hulle verloor, ek moet hulle nou inruil. Ja. En net voordat ek gaan sê ek vir hulle, kan ek gou vir julle iets speel op my gitaar? En hulle sê, ja, hulle het 'n meeting nou, binnekort. Ja. Ek gaan, hulle het nie eintlik tyd nie. Shucks. Dus ek sê, ek sal vinnig wees. Dit is En ek maak my gitaar, ek maak my gitaarkeuse, ek gaan my gitaar uit en ek begin speel. Ja. Maar wat ook nie aan my guns getel het nie is, dis alles hierdie sad stuff. O, jene. Verstaan jy? En jy was jy hierdie lewendige funky ou met sad musiek? Ja, Basically. Ja. En dit is maar al wat ek geskryf het, verstaan? Ja. En ek kom by hulle aan, en ek jol toe en ek maak my gitaarkeuse toe nadat ek 3 songs vir hulle gespeel het. Yes. I just wanna get it out and mash up. Ja, en sê raai, hulle is seker hartseer want dit is mooi musiek. Hulle sê, jo, dis bietjie diep daai. Dis diep. En ek maak my gitaarkeuse toe en ek sê, okay, cheers julle, sorry, ek weet julle het nou 'n meeting. Ja. En dan klim in my kar toe en ek ry. En ek toe ek by die huis gaan kom nou, dit is so 'n uur se ry van die studio af. Ja. So toe ek by die huis kom, is hulle klaar met hulle meeting. Ja. Toe bel hy vir my en hy sê, "Hoorie dude, wanneer kan jy weer studio toe kom?" En ek sê, "Ja, hierdie ouens het iets in my gesien. Yes. Hulle gaan my sign. Ja. Dis hoe dit werk." Dis glad nie hoe dit werk nie. Nee. Ek sê en hy gesê vir my, "Wanneer kan jy weer studio toe kom?" En ek sê, "Soos môre." Hy sê, "Nee, dude, wou, byt vas. Ja. Kom ons kyk na volgende week, iewers." Ja. En ek sê, "Okay, ja, perfek." Ek kom by hulle aan en hulle sê vir my, "Hoorie, hulle wil vir my iets pitch." Ja. Hulle werk gewoonlik met baie mense en hulle rekord net vir mense, maar hulle wil my graag help. So Okay. hulle het hierdie song geskryf vir 'n ander kunstenaar Ja. en hulle wil hom graag vir my gee en hoor hoe my stem daarop klink. Ja. Hulle jol hom toe vir my, die liedjie se naam is toe Johnny Blou. O ja, Johnny Blou. Ja. Die eerste ene, ja. En ek luister dit, ek klim in die booth in, ek was nog nooit in die recording booth nie. Record Johnny Blou se lyrics. Yesie. En ja, toe's daar magic gemaak. Stuur ons dit uit en ja, Sony, toe sign ek met Sony, die volgende song kom uit, volgende een kom uit, so met die hele build-up van alles het ek maar my stories gehad van Ja. hoe ek het try maak ook in die bedryf. Dit is interesting want jou mission was om jy wil baie graag hê mense met jou musiek hoor en dit wat jy obviously geskryf het wat ek nou maar aanneem goed wat uit jou hart uitkom, dieper goed, mooier goed. Ek sê nie mooier as wat die goed is wat jy uitbring nie, dis anders. Ja. So en toe kom Johnny Blou op jou pad wat eintlik was dit 'n ding wat jy nou glad nie gedink het jy gaan hierdie tipe musiek doen nie. Exactly man. Ek meen so nuwe ding vir jou, nuwe window, Ja, nuwe dit skep daar 'n nuwe identity basis. vir jou. Ja. Hoeveel van jou
As jy sê, as dit belangrik is, kan jy antwoord hou, regtig? Nee, dit is nie. Okay. Hoeveel van jou, as jy nou sê die nuwe identity wat geskep is, hoeveel van dit, van wie jy was in jou ou musiek, is ook in vandag se musiek? Is daar iets? Ja, 100%. Ja. So ek moet sê my skryf, die manier van skryf en alles bly dieselfde. Ek dink is maar net die tema. Wat produce word. Nee, soos die tema waaroor ek skryf. So ek sal myself gewoonlik sit in 'n situasie waar ek meer nie sadder goed skryf, maar net meer belade skryf. Waar ek en 'n meisie byvoorbeeld langs 'n strand stap. En wat alles gebeur in daai situasie of wat ek voel in daai situasie. Ja. So ek skep vir myself 'n magiese prentjie en ek skryf in daai prentjie. Ja. Maar nou doen ek presies dieselfde net met 'n ander tema. Ja. So waar byvoorbeeld my nuwe song bietjie chill, Ja. skep ek vir myself 'n situasie oor die manne wat net bietjie wil rustig wees en ek bring net my humor in dit. Ja. So Ja, so wel, die nuwe song, kom ons praat gou oor dit. Terwyl ons nou op my topic is, so dit is hierdie Vrydag wat nou kom jou nuwe song uit. ja, Bietjie chill. ja, die 13de Maart. 13 Maart. Ja, wanneer ons dit nou hierdie gaan obviously. Dis letterlik oor 2 dae, maar Ja. hierdie gaan nou na dit air. Ja. So ek hoop julle het al sy nuwe song gaan luister Ja. en music video gekyk. Dit lyk flippend cool. Die Jy music video is van gewees. Jy het vir my 'n sneak peek gegee of 'n preview gesê. Dis flippend snaaks. Thanks man. En ek dink die manne veral gaan dit geniet en dan net vir die girls daar buite, mans wil net bietjie chill. Dis Ja. altyd so erg soos wat julle dink dit is as ons bietjie 100%. wil weggaan nie. Ja, ons as ons sê ons gaan jag ons nie altyd nie. Ek Ja. jag ons doen. Ons doen. Het jy daai posts al gesien van dis dan 'n groep vriende wat nou soos kom sê hulle gaan vir 2 weke oor see. Ja. Dan sê hulle our wives told us we shouldn't have too much fun. Mm. Dan post hulle oral waar hulle gaan stuur hulle vir haar foto's van hulle maar hulle lyk almal so hartseer. Dan is hulle soos voor die Eiffel Tower maar hulle lyk so sad. Oh shit. Of hulle is by 'n Formule 1 reis maar hulle lyk so hartseer. Daar is hulle moet nie te veel van net nie te veel van hê nie. Dis baie funny. Dis Ek gaan baie- daai maybe gebruik vir promo stuff. Mens moet, nee. Ja. Mens moet. Dit is baie funny. Hoor hier so hoe die liefde vir musiek begin by jou. Waar kom dit vandaan waar jy besluit het musiek is wat jy wil doen en pursue en begin beoefen? Hoe dit gebeur? So, dis weird want ek was altyd gemaklik daarmee om voor mense te praat, maar ek was nooit gemaklik daarmee om voor mense te sing nie. Ek was verskriklik selfbewus as ek voor mense moet sing. Ja. For some odd reason. Maar ek kan voor mense praat en jokes vertel. En Ja. It didn't make sense to me. So toe in die begin as het ek vir myself gesê hoe ek oor daai vrees gaan kom. Sorry, ek Dis okay. vat nou 'n ompad. Dis okay. Hoe ek oor daai vrees gaan kom is deur te act asof ek 'n music star is. So toe act ek asof ek klaar hierdie ou is wat of vir so lank in die bedryf is, Ja. mense love sy musiek. Meanwhile het nog niemand my song gehoor wat uitgekom het. Ja. Verstaan jy? Ek dink dis hoe ek oor daai vrees gekom het vir dit, maar waar my liefde vir dit begin het. Ja. Dus ek het altyd geskryf. So ek het as ek met my emosies wil deel. So as ek aggressie het ek gaan boks. As ek happiness gehad het ek net rejoice. Ja. Verstaan? En as ek sadness gehad het, die manier hoe ek dit uitgelaat het was deur musiek Ja. en te begin skryf. En toe begin ek besef dit is eintlik so 'n regte therapy session vir my as ek Ja. kan sit en skryf en dit het toe op die punt gekom dat as ek by die huis kom, dan skryf my dan sit my ouers in die sitkamer. Ja. Dan sit ek in my kamer. Baie kinders sal in 'n kamer sit, games speel en so tyd pas. Ek het in my kamer gesit en geskryf. Dan kom ek na my ouers en ek luister gou wat ek geskryf. En dan jol ek vir dan gaan ek terug kamer toe begin ek met nog 'n song. Wat se ouderdom was daai? Was dit wat jy dit begin doen het? Seker so op 14, 15, 16 Ja. wat ek actually begin skryf het Jessie. met my gitaar. Ek is so cool. So dit was rondom 14, 15, 16 wat jy daai geskryf het. Ja. Maar nou wonder ek wat het jy geleer van die musiekindustrie onlangs? Wat jy wens jy kan nou teruggaan en vir daai 14-jarige Elof gaan vertel dat hy dit saam met hom dra In die begin in sy karier in iets wat jy dalk onlangs geleer het oor die industrie. hou op kyk na wat om jou gebeur en wat die mense om jou doen en die golwe wat die ander mense maak om jou. Fokus op jou eie golwe wat jy self moet maak. Dis cool.
ja, moenie fokus op ander ouens se paths en hulle sounds en hulle stuff nie, fokus op jouself. Ja. Skep En ek het dit nie onlangs geleer nie, ek het dit 'n rukkie terug geleer, amper net toe ek begin het, Ja. maar ek sou dit graag wou weet van the get-go af. Ja. Dat jy nie aan jouself moet twyfel nie, fokus op jou eie ding. As jy Ja. fokus op wat die ander ouens om jou doen, dan gaan jy agterraak. Ja, ek dink wat ek ook hoor uit daai antwoord van jou is dat vorm jou eie identiteit in wie jy wil wees in die industrie en hou by dit. 100%. En ja, dis baie mooi. Dis goeie advies vir eintlik vir enige iets in die wêreld en vir Ja. enige iemand wat dit nodig het. Thanks, Baie cool. Ek is baie nuuskierig om te weet hoe klink daai ander dieper, ek sê nou dieper, maar die ander songs wat jy gespeel het vir Hugo hulle in die studio en so aan. Ek's nogal curious oor dit op 'n stadium. Weet nie, het jy 'n plan met dit dalk? Gaan dit iewers nog surface of Ja, of, dude, yes, ek weet nie. Ek weet nie. Ek wil maybe kyk na soos 'n hele acoustic album ja, down the line. Wat ek soos net acoustic stuff uitbring of maybe 'n album uitbring waar dit daai goed is waar ek net sê my ander kant of whatever it is. ja, Want almal ken nou hierdie kant van my, maar niemand ken die ander kant nie. ja. En jy het nou al country probeer. Stay. Sien. Daai was cool. Daai was Daai was smooth, cool. bro. Nice venue. Ek het ook al daar musiek video geshoot. Waar jy geshoot daai Cowboy Ranch. O ja, the Diamond Ranch. Diamond Ranch. Dude, dit is baie cool geweest. Hæ? Die dag voordat ons daar shoot, Ja. toe kom Monique na my toe, sy sê, "Lyf, die foto's wat jy my gewys het, like baas soos hierdie plek." Toe is dit presies dieselfde plek. Toe het Droom Syndroom 'n video daar geshoot. Ja. Toe is ek soos, "Oh nee, ek hoef nou nie mense dink ek kopie hulle nie." Ja. Maar ja, dit is maar wat gebeur. Space is limited. Ek het ook dit gevoel want ek het 'n plek gesoek waar ek vir Ivan Roo 'n music video kon shoot so 2 jaar terug. Toe kry ek daai plek en toe ek gaan vir die site inspection en ek sê, "Yes, ek love it, ons gaan hier shoot." Toe sê hulle, "O ja, Willem Botha het nou die dag 'n music video geshoot." Ek sê, Okay. "Nee." Okay, so almal meeste okay, cool. So ek weet nou van 4 music video's wat al daar geshoot is. Jo. Willem Botha, toe ek met Ivan en Droom Syndroom en jy. Okay. Maar dit maak nie saakie want onthou, Ja. elke video lyk eintlik anders. Dis waar, né? Maak nie saak of jy kan sien dis dieselfde plek nie. Dis 'n ander approach op die music video. Ander tipe songs en dit is cool. Ja, en So- ander videographers. En ander ek het Gerdoan vir jou country probeer gesien. Nee, dit was Erik. Was dit Erik? Ja. Ja, want Gerdoan het Willem Botha se daar geshoot. So dat 4 verskillende videograwe, 4 verskillende artists. Okay, dis cool, ja. So Ja. dis hoekom dit ook anders lyk. Ja, Ehm, dis hoekom almal ook dink hulle is die eerstes. Ja. Want ja. Maar niemand anders mag nou daar gaan shoot nie want dis nou genoeg. Ja, Asseblief. hulle gaan begin geld vra, hoor. Ja. En hulle is nou baie duur. Baie. Ja, jy gaan net kan bekostig. Maar dis 'n baie cool plek. Ek probeer nie die venue, die venue is flippin awesome. Ja, dit is. Hoorie, so ek het jou nou nie in die rede geval met country probeer. Want jy het gesê maybe down the line iewers gaan jy 'n bietjie meer akoestiek tipe goeters doen. Ja, Dit kan 'n cool thing wees. ek sal sê maybe net soos 'n acoustic album. Ja. As ek maar wat ek kan release saam met my ander releases. So ek release die album waar die mense op hulle eie tyd kan gaan luister na dit as hulle wil. Dit is maar net vir my 'n thing Ja. om uit te sit. As daar iets cools uitkom en daar is 'n song wat boom, awesome. So Ja. nog steeds my ander stuff ook uitsit. En is daai goeters Afrikaans of is dit bietjie meer Engels? Afrikaans. Is dit? Ja. So jy het van die begin af Ja, ek moet sê baie van die goedheid. Ek was 'n heavy spoegwolf fan gewees op hoërskool en ek het actually eendag, ek sal dit nooit vergeet nie, ek was in 'n toneel gewees by die Woordfees ja. in Stellenbosch. En toe gaan kyk ek vir spoegwolf eendag. Ja. Want hulle het geshow by Stellenbosch by die Woordfees by sulke tuin. Ek weet nie wat se tuin dit is nie. Maar na hulle show toe gaan ek na Daniel toe en ek weet nie eens of Daniel hierdie kan onthou nie. En ek sê vir hom, "Hoor jy, ek gaan eendag vir jou open." Ja. En ek het hom nou die dag eintlik gevra daaroor, maar hulle was so gejaagd geweest en hulle moes weer iewers anders uitkom. Ja. Ek kan nie eens eintlik mooi onthou wat sy respons was nie, maar ek het vir hom gevra, "Kan jy dit onthou?" Ja. Ek
kan nie onthou Of hy ja of hy ja of nee gesê het nie. ja. Maar ja. Wat baie keer gebeur Nou met show ons saam Dis- wat venues en selfe feeste, selfe Ja, line-ups. dis baie goed. Dis 'n cool moment. Hmm. Hoe voel dit vir jou om te weet, ek weet jy het geskryf voor dit, maar as jy nou terugkyk na Johnny Blou toe, Mm. van Johnny Blou af tot nou, het jy dis ook van Johnny Blou tot nou. Yay! Daar's vir jou Johnny Blou tot nou. Johnny Blou tot nou. Ja. Ja? Julle My het dit dokumentêr se naam. julle het dit eerste hier op Drumers en Doeners gehoor. Ja. Johnny Blou tot nou. Ons kon dit eintlik hierdie episode dit noem. Johnny Blou tot nou. Ja, ons doen dit. Ons gaan dit doen, ja. Daar't soveel goed al vir jou gebeur en ek meen ek het net so vinnig gaan research doen oor ek meen Witblits, Koue Kole, as ek dalk saam met 'n Demi, Vlerke, elke liewe ding, Bikini weer, daai is baie cool video. Thanks. Wat kan 'n man dan doen? ATKV swipe regs. Ek het al daai goed se views saam gaan tel en dit is 46 miljoen views. Het jy dit al ooit gedoen? Nee. 46 miljoen views, Dis crazy. al daai video's. Net die video. Net die video's, so die streamings sal probably meer wees, ek is seker Shit, nie. daai's crazy. So dis insane, hè, van 46 miljoen. ja, Daai's mal. van Johnny Blou af tot Tot nou. nou. Is jou goed al 46 miljoen keer gekyk? Ons is net 60 miljoen mense in Suid-Afrika. Hoe's daai vir 'n dis nogal crazy, nee. Dis mal. Ja. As jy put it like that, dude, jy gaan my bloos. Maar hoe voel dit nou dat as ek nou Ek vir jou weet nie. is dit dis unreal, hè? Ek weet nie. Dude. As mense nommers my kant toe gooi, ek's altyd weer dat dit hom betref. Ek's regtig altyd weer. So as iemand vir my sê byvoorbeeld soos dit, as ek soos, "Oh, okay, cool. Ja. Cool. As ek in besigheid is, en my vernoot sê vir my, "Hoor hierso dude, ek dink jy besef wat dit beteken nie. Hierdie X is die revenue possibilities en hierdie en hierdie. Ons het nou net hierdie 4 kliënte geteken." So, wow. As ek so, okay, cool. Verstaan? So, nommers is altyd vir my, ek wil nie sê net sy nommers nie, maar Ja. ek moet sê, ek dink is 'n ding, ek gee nie myself die prys nie, Ja. verstaan? En ek dink ook 'n groot ding wat tot dit bydra is, ek glo almal is dieselfde. Ja, dit Verstaan? 100%. Ja. So die ou wat my petrol ingooi en 'n biljoenêr, ek gaan met daai twee ouens dieselfde praat. Ja. Same energy all the way around. En ek dink die enigste manier hoe ek dit kan laat happen is dat ek nie groot kop kry nie en dat ek net myself bly. Ja. En ek dink dit is ook hoekom ek nie myself prys gee nie, is ek's bang vir grom en maag en so. Kom ons bestel gou 'n lekker Nee, ek Uber Eats. joke. Nee, is wat was ek besig om te sê? Jy wil nie self prys gee nie O ja, oor die ek wil nie nommers ja. myself prys gee nie, want ek's bang dan trek ek groot kop, verstaan? Ja. Of dan begin ek myself hoor ag is mense en ek het 46 miljoen net YouTube views Ja. all the way around my stuff. Ja. Hoeveel het jy? Verstaan? So, Ja. Ek wil nie I don't want to be that guy. Ja. So ek bly eerder weg van om die charts te kyk, ek bly weg van Ja. om te kyk hoeveel streams my goed kry. Ek bly Okay. weg van al daai stuff af net bloot vir die feit dat of ek net daarna kyk en dit weet, Ja. dit gaan niks verander vir my nie. Natuurlik nie. Ek het Maar dit is crazy om dit so die rede hoekom ek dit ook te sien. gaan doen het, gaan navorsing doen het is want ek wil weet ek dink as 'n ou na sulke goeders kyk, ons kyk maar na die statistieke of die syfers om te weet of doen 'n mens iets reg. Ja. En ek dink jy kry dit baie goed reg, verstaan jy? Thanks, dude. Want dit wat jy daar uitsit maak 'n verskil in mense se lewens. Dit is nie altyd diep songs nie, dis lekker partytjie songs, dis feel good songs, Ja. maar jy bring vir mense obviously happiness en goeie emosies en goeders met jou musiek, soveel dat daar al 46 miljoen views is. Dis mal. So ek dink dit is 'n vorm van, ek dink die rede hoekom ek dit vir jou sê is dit is 'n vorm van sukses wat ek voel jy moet op trots wees. Dankie. Nie Man. noodwendig jy gaan nie groot kop kry nie, dis nie die punt nie. Ja. Ek dink jy moet trots wees daarop. Thanks my bro. Ek waardeer dit regtig Ja, erg baie. so is daar enige hoogtepunte in jou loopbaan? So wanneer het Johnny Blou uitgekom? Kom ek vra eers dit.
Einde 2021. Ja. Ja. So dis nou basically Dus ek dink hier is jaar 5. 5 jaar. Ja. Dis eintlik nog kort. Jezus. Dis ja, dit 5 is. jaar, dis eintlik dis kort in die groter spektrum Ja. van so in jou 5 jaar. Wat is jou highlight? Is daar 'n groot verhoog of 'n groot moment of 'n ding wat vir jou genuine uitstaan? Ek moet sê daar was my craziest moment nog ooit was toe ek Krone geopen het op Loftus, toe ek die eerste song gesing het. Ja. En dit was Sky Full of Stars. En dit was die heel eerste song wat gesing was op Krone, op daai Krone show. Ja. En ek moes uitkom, alleen op die verhoog, 35,000 mense. Yes. Dit was crazy. Ja. Ek kry hoendervleis as ek daar. Was dit 2023? Dit was die eerste een op Loftus, nee. Nee, die Nee, tweede een. die tweede Ja, een op so Loftus. nie laas jaar se Krone nie, die jaar voor dit. Ja. Ja. Dis nie wat ek gemis het want ek het 23 afgeneem en 2025 afgeneem. Ja. So ek het nou daai moment gemis, maar so daai was vir jou Daar was vir my 'n hoendervleis oomblik. En Jo. toe eindig ons die hele Krone met vlerke. oh, Ja, so jy het hom geopen in jou song. ja. Dis So dit insane. was nog wel 'n blessing. Ja. Ek het na die tyd toe gaan ek na Ernst toe, want sy net sê ek voel hoekom hy? Ja. Toe sê hy net so, ek kan nie verantwoord nie, maar dis vir die mense wil hoor. Ja. So ek het thanks man. Yes. Ja, Dit is awesome. En dan wil ek gou hoor, ons het nou gepraat oor 'n hoogtepunt. Was daar dalk 'n laagtepunt of 'n moeilike tyd in jou loopbaan waar jy gedink het, "Jesus, maybe moet ek ophou of maybe moet ek nie hierdie doen nie." Het jy nog nie okay, wel jy's baie blessed, ja. Nog nie, ek het die ding is ek het al wel tot 'n besefing gekom dat ek geskroef is as musiek nie vir my werk nie, want ek het ook besef ek is nie gemaak vir 'n kantoorjob nie. Ja. En ek het dit soos regtig besef dat wat ook al as musiek nie ooit vir my werk nie, gaan ek nie in 'n kantoor kan sit nie. Ja. Ek gaan of 'n rep wees, 'n sales rep wees, ek moet met mense werk. Ja. Ek moet met mense praat, menslike interaksie hê, want ek kan nie, ek En sal jy kan ook nie elke dag in dieselfde vertrek sit mal nie. raak, ja. Ja. Ek sal mal raak. Ja. So maar sal jy nie as kom ons sê musiek werk nie meer vir jou nie en jy besluit ek gaan nou ophou musiek, sal jy weer die acting dinge kans gee? Ek sal 100%. Ek sal ewen nou nog die acting ding Ja. sê. As daar 'n rol is wat my kant toe kom, sal ek nie nee sê nie. Exactly. Verstaan jy? Acting is nog steeds 'n baie belangrike ding vir my. Ja. En ek het nog steeds 'n massive liefde daarvoor. Ja. Ek het amper gesê moerse liefde. Gelukkig het jy nie moerse gesê nie. Ek het baie groot liefde daarvoor en Ja. so ek sal any day weer 'n rol aanvat man. En Wink wink nudge nudge. ja, ek meen Binnelander, come on guy. ja, ons Ek's het Konrad se lang verlore seun. wat niemand van weet Ja. nie wat nou Of Ad Koster se lang verlore seun. ja. Wat hy gekry het toe hy 89 was. Hoorie? Ja, Joke. ek het gister 'n grappie vertel vir die podcast maar en ek dink ek gaan dit sommer gou weer vir jou vertel. Vertel hom. Hierdie nou net so praat van op 89 het hy 'n seun gekry. Okay. So hierdie ou kom by 'n dokter aan, maar hy sal in sy laat 60s. En die dokter sê vir hom nee, hy gaan net vir 'n check-up. En hy sê vir hom nee, jy's in goeie shape, jy weet, jy lyk goed. Hoe bly jy so gesond? Hy sê nee man, ek en my pa speel elke week golf. Hy sê jou pa. Hoe oud is jou pa dan? Hy sê nee, my pa is al in sy laat 80s, amper 90. Hy sê en is hy ook gesond? Hy sê ja nee, hy's ook in goeie shape. Ek hoop nou ek vertel hierdie grappie reg maar hy sê nee, hy's ook so van nie weet as jy nie. nee, ek doen, maar ek dink ek vertel hom anders as gister. Okay. Maar nou sê hy nee, my pa is ook in goeie shape want hy speel ook een keer 'n week saam met my golf. Hy sê en hy sê ons het gister golf gespeel en hy sê en jou oupa, lewe jou oupa nog? Hy sê ja. Hy sê hoe oud is jou oupa? Hy sê nee, hy is so 110. Hy sê en is hy gesond? Hy sê ja, hy sê die dokter sê so jou oupa het ook seker gister saam met hulle golf gespeel. Hy sê nee, my oupa kon nie gister saam met hom golf speel nie.
Hy het getrou gister. Die dokter sê vir hom, getrou, wie wil trou op 110? Hy sê, my oupa wou nie trou nie, hy moes trou. Hy is ook gezond. Ja, Alles werk. alles Dis baie funny. ja, maar so, nee, daai toe ek die ene dit sê, toe dink ek nou aan die grapie. Maar hy was 110. Hy moes Hy trou. moes trou. Ja, so hy werk. Hoorie so, Tip, guys, speel golf. ja, golf is baie goed vir jou gesondheid. Bloedsvloei. Ek sê dokter nie, maar dit help. Ja, ons het nou al die storie 2 keer gehoor. Ja. Ja. So die acting ding, het jy dan drama geswat op skool of is dit net 'n ding wat jy voel So, naturally kom? Nee, ek het, dis van kleins af, jy weet, Mhm. gediggies op sê, toe raak dit 'n groter ding, en toe Ja. sit monoloog, en toe sit 'n bigger passion thing, Ja. en toe op hoërskool toe skryf, en Monas my in vir die kyknet kompetisie. Nou die kyknet kompetisie is die grootste drama kompetisie in Suid-Afrika. Ja, Dis waar ek dink oor die 3000 mense inskryf, ja, of kinders inskryf ja. vir dit. En toe word ek gekies en ons uitdinne en warawara en ons gaan toe Artscape Theater toe in die In Kaap. die Kaap, ja. En ons begin daar met ons dinge en toe is ek top 32 en toe is ek top 16 en dan is ek top 8 en dan die top 8 gaan Suidooster toe op die stel van Suidooster en dan gaan julle na die radiostasie toe en toe is ek derde in die land met die kyknet kompetisie. Ja, nee. Ja, met die kyknet kompetisie Look at you, Jessie. wat nogals intens was. Jessie, dis goed ou. Toe kry ek 'n rol vir 'n paar stories op RSG Ja, vir die voice-overs of nie voice-overs nie, maar storytyd. ja. Op RSG wat ek so 3 stories gedoen het as ek nie verkeerd is nie. En ja, toe na skool, ek wou gaan drama swat in Stellenbosch, Ja, maar my groot afpunte was nie great nie. So my goedkeuring het te awesome gelyk nie. ja, Maar toe na my gap jaar toe kry ek goedkeuring vir regte. ja, Toe gaan swat ek regte crazy. wat mal was en ja, toe kry ek die rol en alles. Ja. Ek sal dit is maar Ek het ons het Spoorloos 3 gekyk. Ons het almal gekyk wat al uit maar is. haar was verskriklik donker. Ek gaan 'n bietjie weer gaan check op catch up want Spoorloos 3. Ek dink dis die een met die Blackberry. Waar daar iets is van 'n Blackberry. ja, ek moet nou mooi dink. Want ons het dit gekyk, maar ek kan nou Ja. ek dink ons al 5 Dit uit. was Larry Silkewich. Ja. En ek gaan dit definitief gaan check en dan het jy 'n radiostem dan. Hoe klink jou radiostem? Ek het nie 'n radiostem nie. Ek het nie 'n radiostem nie, maar ek kan stories vertel Ja. en ek is nogals goed met dit. So en ek kan 'n karakter speel met my Ja. stem en ja. Ek moes eintlik weer gevra het om iets voor te berei. Ek wens ook jy het man. Ja man, Jessie, laat ons daai kant van jou kan sien. Nee, hè? Ja, Okay, kom ja. on. Ek gaan vir my ene hierna doen en dan gaan ek dit in cut. Yes. Ek weet nie wat. Ja, nee, ek weet nie, sommer sien of dit gebeur. Okay, en toe regte. So is jou ander backup dat jy 'n prokureur of iets moet word. Ja, ek was altyd gefascineerd met die regte en regsboom en hoe die goeders werk en die Ja. grondwet en wat. Interesting. En toe gaan swat ek regte. Ek het nog 'n paar vakke oor wat ek moet doen, wat ek online kan doen dan Ja. het ek my regsgraad, maar Dis crazy. ja. Dan kan jy jouself verteenwoordig as jy in die moeilikheid is. Ja. Maar ek wil nie. Jy wil nie in die moeilikheid wees nie eerstens. Ja. Het jy ek weet nie of jy baie series kyk nie. Ja. Het jy al Lincoln Lawyer gekyk? Ek het nog die Lincoln Lawyer gekyk. Op Netflix. Ek het al Suits gekyk. Dit is baie goed. Ja. Maar- En ek het al How to Get Away with Murder gekyk. Dis baie goed. Awesome series. Maar check Lincoln Lawyer. Dit gaan oor 'n prokureur en sy prokureursfirma wat hy by sy pa erf. Maar Ons dis bietjie kyk. flippend goed hou. Anyway, Lincoln Lawyer. en hy defend bad guys. Hy's 'n defense lawyer. Okay. So dan moet hy ouens wat guilty is. Criminal defense lawyer. Ja, hy moet ouens wat guilty is uit die hofsaake uitkry en die way hoe hulle loopholes vind en daai goeters. Dis 'n baie entertaining series. Okay, ek So sal vir 'n ou wat regtig geswat het, dink Ja. ek jy gaan daai nogal Wat interessant lekker is om jy verstaan wat aangaan daar. Ja. Jy verstaan as hulle praat van sekere goed Ja, wat aangaan want jy ken die terminologie en Ja. al die goedjies. Lincoln Lawyer, check dit bietjie Ek uit. moet jy gaan kyk.
Dan kom ons chat 'n bietjie oor wie is Elof as daar nie musiek aan, as jy nie op die stage is nie en jy is nie voor 'n kamera nie en die ligte is af en jy's net, hoe like jy om jou, wie is jy dan? Is jy Ek's 'n nar. is dit? Ja, ek's 'n nar. Ek sou nie dit kon raai nie. Bartu het een, dit gister, ek wil dit, sorry, net vir dis eintlik so funny dat ek gesê het ek's 'n nar. Ja. Gister, Bartu, ek gaan nou nie die voice uitspeel nie. Maar Bartu se laaste boodskap wat hy aan my gestuur het gister is, jy's 'n clown. Jy's 'n clown. Verstaan jy? Ja. Die van julle wat wil sien, ek gaan nou nie in my en Bartu se chats ingaan nie. Maar ek kan getuig, daar staan jy's 'n clown. Ek het dit gesien. Dis hy. Daar. Ek het niks hektiek nie. Hy sê net love you brother. Jy's 'n clown. Nice. Wat het jy vir hom gesê? Ek het van my voice note gestuur. Ja. Want ons het 'n weird ding ons praat oor weird stuff, dude. Want ons gaan net in alles snowball net. So dit het begin met hy wat net 'n track, een van my tracks soek vir iets vir 'n skool ding en dis ek sê ja, is fine dude. Met liefde. Sê ek van wat die ergste wat kan gebeur, sê ek vir jou een van my tracks stuur. Ja. Verstaan? Hy sê nee, hulle kan die tracks soos China te stuur en dan soos moet hulle musiele en ons praat het oor 'n klomp weird stuff. Maar dit is country probeer se track. O. Toe sê ek ja, dan leer hulle 'n bietjie Kantore Porobia. maar stupid stuff is dit. Ja. Maar ja, wie ek is as daar nie 'n kameras is of musiek is of whatever nie is, ek is nog steeds 'n entertainer. Ja. Ek probeer mense entertain en mense maak lag, maak jy sok. Ja. Maar dit is nie, it takes a bit of warming up om met almal, ek gaan nou nie in 'n vertrek en stap en dadelik die clown trou wees nie, maar Check hier dit eers bietjie uit. ja, ek voel eers die vibes. Ja. Sê gou vir my, jy's nou al lank in 'n verhouding met Monique, wat een van 'n drieling is wat vir my nogal crazy was om te sien. te beleef. Is julle al verloof? Ons is nog nie verloof Nog nie verloof nie. Okay. Nee, ons is nie. Ja. Maar ons is al 5 jaar saam, Ja. wat nogals mal is. Ja, dis cool. So ons gaan dit nie nou weggee nie, maar ek is seker iewers gaan daar 'n verloving wees hopelik. Dis my wens vir julle. Ja, as Monique praat van verloving, dan sê ek vir nog 6 maande, So ons gaan op hierdie oomblik verloof raak in 2072. Ja. 6 maande. 6 maande die hele tyd. Ja. So, Ek nou dat jy dit dink, want dit bou op, dan dink ek aan daai ou wat sê hy draf elke oggend 15 minute. Ag ja, vir 15 ek het minute. daai video gesien. Maar as hy nie vandag 15 minute draf nie, dan sit hy dit net môre by, dan draf hy nou môre 30. Yes. Hy sê waar hy nou staan moet hy môre vir 2,5 maande lank draf. Dis baie funny. Ja. Oh, Kos chat gehou oor Elvis is jou bulldog. Jy het vir my daar by Liesel se huis van hom vertel. ja. Toe sien ek jy het nou die dag 'n video gepost met 'n Boston Terrier. Is dit ook jou, né? Ja, ek het 'n Boston Terriertjie gekry en sy naam is Presley. Oh, So as ek hulle roep, ons het Elvis, Presley. dis so cool. Jy moet asseblief vir my Ek dink fotootjies. my bure dink ek's mal. Ja. Maar ja. Elvis, Presley, hou op Pepe. Ek weet nie. You are nothing but a hound dog. Ja. Exactly. En hulle sing Jailhouse Rock. En hulle doen, hoorie, maar die Bostons, ek het ook 'n Boston. Hulle is incredible, ou. Toe die byt hom gister gesteek. No way. Ja, as ek op 'n meeting, in die middel van die Teams meeting, of Zoom meeting, nou soos ons afgaan, elke ou se goed word bespreek. Ja. Nee? En dan moet elke ou nou feedback gee oor sy goed, maar nou gesien ek, my naam is volgende. Ja. Maar dit is daar 'n huge commotion buite. Toe het die hond, die bord wat ek opgesit het, is 'n houtplank, wat ek, maar so, dis 'n groot ding, Ja. wat ek opgesit het Elvis daarin middeldeur gespring, hy's daar by die hek, hy wil die ander honde aanval. Wel, en hy raas en hy klink agitated. Dude, nou, met hierdie, hardloop ek met my laptop uit, in my hand. Nou traak jy hond uit trap man, nou moet ek seker maak ek is gemute. Ja. As nou skreeu ek, ons almal soos, wat gaan, is alles okay daar? Ja. Want nou is ek hier bezig en hulle soos, okay, bring jy weer? En ek sê het so, byt net gevas, ek sorg net goed uit,
boep, dan gaan die meeting aan, kom in die huis in, toe hulle weer by my aankom, sien ek hierdie hond se lip staan so. Shame. Toe het 'n by hom gesteek op die lip. Shame. Sort ek nou eers hierdie goed uit terwyl die meeting aangaan met 'n tweezer daar. Sit hy stil dat jy dit doen? Nee. Hoe oud is hy nou? Hy wanneer is Presley gebore? Presley hy's die 2 Desember gebore. Hy's nog klein. Hy's Hy's 'n 4 baba. maande. So 'n babatjie. Ek het hom te vroeg weggevat by sy ma. Ek het hom op 4 weke gekry. Ja. In steede van 6 weke. Maar hy was baie sterk babatjie. Ja. So ja. Ja, so dis vir my dis die awesomeste honde om te hê en hulle is clowns hoor. Hulle is. Hy pas my by jou want jy is al te Hy's 'n narre. clown. Ek lag my dood. Myne se naam is Jack. Ek lag my dood vir hom. Dis 'n cool man van Boston Terrier, Jack. Ja, my vrou is eintlik my vrou so hond. So toe ek en sy ontmoet het ek 'n Boston gehad en sy het 'n Boston gehad en dit hulle was Boetie en Sissie. So hoor gou hierdie smooth move. What? So Sy sê wil Boetie en Sis nie dalk mekaar kuier nie. ja, exactly. Jy sien. Was dit reg? Presies dit. Ons het in dieselfde kompleks gebly. Ek het in nommer 6 gebly, nommer 5 was ander mense en dan nommer 4 het sy gebly. Crazy is die wêreld dat dit Boetie en Sissie is, die honde ewen. Maar die mense in nommer 5 het die pappies verkoop, nê? Nee? Want hulle die girl wat daar gebly het, sy ouers het met Bostons geteel. Okay. So toe koop ek 'n TV en Christa het 'n reentjie gekoop, maar ek het nie haar geken nie, sy het net daar ingetrek. En ek sien hierdie girl die hele tyd daar en ek is soos, nice, nuwe intrekker. En toe eendag toe sien ek sy's buite en ek sien sy het 'n Boston. En ek soos, en ek stap toe na haar toe en ek soos het jy hierdie Boston op by hulle gekoop. Sy soos, ja, ek sê, wat sy naam? Nee, Jack. Ek soos, ek het enetjie en haar naam is dit en hulle is Boetie en Sissie, jy weet. En so chat ons en ek sê toe vir op 'n stadium sê ek vir ek dink ons moet maar laat die Boetie en die Sissie by mekaar kuier, dat hulle mos nou saam groot geword. En daar was my jou voet in die deur oomblik. Ja, toe dan kom kuier sy by my en dan bring sy die hondjie saam. En ek's nou getroud met haar, so dit het gewerk. Hey, jy sien, ek het ongelukkig nie meer my hondjie nie, maar ons het nog steeds vir Jack. Sy het hom Jack genoem, maar dude, hy is vrek snaaks. Snork, kliphard, poep, verskriklik vrot. Yes, almal sê so en ek het dit al besef. Hulle sê dis lekker vir my, ek blameer die hond. Hulle sê 'n Boston Terrier se poep kan klein kinders hospitaliseer. Hy kan. Dis baie. Hy kan. Hy het 'n poep waarmee jy kan spook in 'n 3-slaapkamerhuis. Ja. Dis rof, John. Dis crazy. En weet jy wat ek die eerste keer agtergekom ek het COVID in lockdown. Jy kon sy kak ruik, sorry. Ek kon nie dit ruik nie. En so 'n paar dae gaan verby en ek sê vir my vrou, hoorie, hierdie hond poep nie meer nie. Ek ruik nie meer sy vrot poepe nie. En weet jy wat doen ek? En hierdie is no joke, legit die waarheid. Toe ek agterkom ek ruik nie meer hom nie. Toe gaan ek en ek gaan maak 'n brandewynbottel oop. En ek vat die brandewyn en ek maak so. En ek ruik niks en ek sê vir my vrou, hier's moeilikheid. Ek kan niks ruik nie. Maar toe hoe het jy besef met COVID? Met Boston en brandewyn. Ja, Boston en brandewyn. Ek kon nie meer ruik nie. So toe kom ek agter my reuk is weg. Dis crazy. Ja, maar so back to Boston. Jy het daarom jou reuk teruggekry. Ja, ek het. Unfortunately for you. Ja, nee, ons suffer in daai huis. Maar hulle is die cuteste goedjies hoor. Ja. So en hulle ly heavy separation anxiety. Ek weet nie of jy dit agtergekom het nie. Maar jy's baie by die huis of hy's die hele tyd saam met iemand. Well, Presley en Elvis is baie saam. So ek moet sê Elvis het ook baie separation anxiety. English Bulldogs is eintlik baie emotionally entwined honde. Ja. So hulle voel verskriklik emosies. Ja. En Elvis shame, daai hond as ons weggaan, ons kry altyd 'n pet sitter om te kom kyk. Na die honde so. En jy weet, ek weet nie of jy iets weet van die history van die Boston breed nie. Hulle was eers jaghonde mos of iets. Maar die Boston Terriers is die eerste legitimate Amerikaanse dog breed en is geteel uit 'n British Bulldog en 'n White Terrier uit. What? Dis waar die Boston Terrier vandaan kom. Dis cool. Ja. En hulle is mos die American Gentleman genoem. Ja. Want dit lyk of hulle taxes aan. Ja, hulle is flippend cool. Ek sal nog een kry. Ja, jy moet, hulle is incredible. Ek sweer ek gaan nog een kry. Ja, sterkte vir. Hulle is net baas. Ja. Hulle is baie stout. Jo. Hulle is flippend stout. Maar dit raak beter. Maar hierdie luister daarom. English Bulldogs is so harde gat. Hulle wil nie luister nie en is moeilik om hulle te train, maar ek het hom.
En weet jy wat het ek nog geleer van Boston? Ons is nou al sê hy's nou al amper 8 jaar oud, nee. Jo, Ek kan nou nog vir hom nuwe goed leer, tricks. En hulle is baie slim. baie. So hulle adapt en hy's baie clever hoor. Maar jy sien nou praat ons maar baie oor honde. Sorry, ja, daai het Digress geeskalate, ja. Maar ek's baie lief vir hulle, so ek kan nooit genoeg. Jy moet my foto's van hulle stuur. Ek wil dit net hier opsit dat mense kan weet van wie ons praat. Gou vinnig, kom ons praat oor ander tipe honde. Die manne saam met wie jy toer. Yes. Hoe is julle tour journey saam met jou, Rudy, Nikki? Ek weet nie wie gaan nog almal saam. Ja, dis net ons. Is dit? Lekker tye. 3 musketeers. So, ek moet sê, ek dink ons vul mekaar so mooi aan. Ja. En ons het, as hierdie ou down is die ander 2 daar maar op te tel, en as ek down is die ouens altyd daar maar op te tel, en vice versa. So, ek moet sê, ons vul mekaar baie goed aan. Ja. Ons dynamic is baie goed. En ek dink elke ou weet ook wat van elke ou verwag word, en ons doen dit. Ons kap net. Ja. Dis awesome man, en lekker fun goed op toer. Ja. Onskuldige stoute goed wat gebeur. Ja. Enigiets wat jy ons met ons kan deel of mag deel, wat dalk nou vir jou uitstaan. Sonder my ouens te inkrimineer, as ek dit so kan stel. Nee, ons het een keer by 'n show aangekom waar ons mekaar baie goed leer ken het. Ons word ingeboek by 'n gastehuis. Ja. Maar toe is dit eintlik in iemand se agterjaard. Wel ek sê agterjaard, maar is aan die kant van die huis, maar Ja. Ons dog elke net in ons eie kamers. Toe ons daar instap toe, is dit 3 beddens in 'n kamer wat geskei word deur gordyne. Ooh. So die beddens word So geskei. hospitaal vibes. Dis weird. Dit is skrikkelik weird. Dis weird. Toe figure ons uit, okay, die een snork, hierdie erg, die ou doen hierdie voordat hy slaap, hierdie ou doen die, verstaan? Ja. En ek kan mos nie stil bly nie, so ek leer aan chat ek net. Ja, okay, ja. So ek sê, julle hoef my nie eens te antwoord nie, so luister my net na wat ek sê. So jy vertel net stories. As julle slaap, moenie maar nie, ek sal nie 'n ven steek nie. Ja, ek gaan maar net aan my Ek gaan net storie. aanhou praat, dis wat ek gewoonlik doen met die dakhoek as ek op my eie is. Ja. Chat net. Wel, jy's 'n storieverteller, jy het gesê. Ja. Jy het gesê. Hoorie, dis baie cool. Nee, julle is 'n solid. Ek ken vir Nikki en ek ken vir Rudy baie goed. Ja, julle is 'n solid unit. Ja man. So ek kan imagine tour saam met julle is crazy. Ja. Hierso kom ons chat gou 'n paar dieper goeters. Dink jy op 'n musikant vandag is daar baie pressure om die heeltyd relevant te bly? En die rede hoekom ek dit vra, laat ek gou verduidelik, is in vandag se tyd alles is so instant, social media gedrewe. As jy nie elke 2 of 3 maande 'n song uitbring nie, kan 'n mens baie vinnig van jou vergeet of baie vinnig minder relevant raak. Is daar baie druk op artists vandag, dink jy, om relevant te bly? Ek dink verseker so. Ek dink die groot bydra tot dit is, of 'n groot bydra, laat ek dit mooi hierdie bewoord. Ons is so gewoond aan om konstant entertain te wees in terme van social media en goeters, hoe goed verander het. So byvoorbeeld in die verlede moes jy 'n 4 minute video kyk om geëntertain te wees. Ja. Nou kyk jy 'n 30 sekonde video, en die 30 sekonde video is ook nou te lank. Nou is dit al 15 sekondes video's. Ja. So dan, jy weet, as jy swipe, daai entertainment, soos jy vergeet wat nou net gebeur het. Dit het jou entertain, maar jy het net daarvan vergeet. Ja. Selfs met musiek. Nou kom so baie musiek nou uit. Jy hoef nie meer te wag vir 'n album of voordat hierdie kunstenaar 'n album drop of iets soos dit, voordat jy entertain word. En jy weet, ag nee, volgende hierdie Vrydag gaan daar 'n song release. Iemand gaan 'n song release. Ja. Volgende Vrydag gaan iemand 'n song release. So gaan entertain word. Ja. So jy het nie meer 'n afwagting nie. Ja. Ek het nie Desember 'n song release nie. Want ek wil die mense 'n bietjie honger gemaak het vir 'n hele song. Verstaan? En die mense, ek dink nie die mense worry nie. Ja. Ek dink hulle worry. Ek dink hulle kom ewen agter. Ja, ek dink hulle kom agter nie. Ja. Ek dink nie enige iemand het gedink. Dis weer, julle het nie 'n Desember song release nie, behalwe kunstenaars. Ja. En meer musikante. Ja. So hoor jy het nie Desember release nie. Dis
Weird, jy release gewoonlik te Ja. Nie een fan het daaraan gedink nie. Ja. Verstaan jy? En my ding is, dit is wat druk op my sit, is hoe maklik mense kan vergeet van jou. Ja. Daai is nogals 'n ding wat baie druk op 'n Ek kom dit baie kunstenaar agter, sit. soos wat jy sê, daar alles is instant, oral is daar videoetjies en entertainment en mense en alles is net hier op ons fone. En daai anticipation wat jy probeer create deur doelbewus vir 3 maande nie 'n song te release nie, is 'n goeie ding. Maar ja, ek kan imagine en wat ek ook dan wonder, en ek het vir 'n ander gas ook op die podcast al gevra, dink jy dit verander die approach van hoe mense songs skryf? Want nou moet jy in 'n wêreld vol goed wat die heeltyd uitkom, moet jy ook songs skryf wat meer market related is of market spesifiek is in plaas van iets wat eintlik net wil sê en dieper en mooier is. Want nou dink jy, okay, cool, kom ons skryf 'n diep song. Kom ons release hom en dan gebeur daar niks nie, want die wêreld is gevul met ander goed wat die hele tyd net geskryf is vir die mark. Ja. Want almal soek daai stukkie entertainment en dan daai stukkie so op mekaar. So toe wonder ek, dink jy skrywers sukkel en hulle met hulle hele approach verander? Ja, ek weet nie, dit hang af van persoon tot persoon, maar soos ek nou net gesê het, die ding wat ek wens ek het vroeër geleer is om te fokus op myself en op my eie ding. Ja. So ek try nie fokus op die mense om te kyk hoe die mense skryf nie. Ja, obviously as daar 'n thing is what happen in die mark, ek dink ook dit is hoekom ek dink ek het 'n vaste sound nie. Okay. Verstaan jy? Behalwe soos 'n lekker offbeat met 'n lekker swing. Maar ek het nie 'n pertinente sound nie, verstaan? Ja. So, en dieselfde met die skryf. Ek het nie een topic waaroor ek heeltyd skryf nie. Ja. Ek probeer wegbeweeg van die drank en goed die heeltyd in die songs te hê, maar Ja. unfortunately dis waarmee mense relate. Ja. So Ons is maar Suid-Afrikaners, ons hou van 'n goeie tyd, We are ja. proudly South African. Exactly. Ons hou van 'n goeie tyd. Hoorie, ons is amper klaar. 'n Paar vinnige ander vragies. Ons is op dromers en doeners. Sien jy jouself meer as 'n dromer of sien jy jouself meer as 'n doener? Mag hy altyd wees. Beslis. Is dit? Ek dink dit is belangrik om Ek altyd te dink wees. ek is 'n smack bang. Ek wil nou vir jou sê dromers en doeners, dromer of doener. Die balans vir my so ek is baie sterk dromer, maar ek dink ek doen 'n bietjie meer as Ja. ek droom. Ek sê soos ek sê altyd die belangrikste woord van dromers en doeners is die en. Want 'n droom beteken niks sonder aksie nie. 100%. Want anders gaan dit net 'n droom bly. Bly Lisie. Ja, en die enigste hoe jy jou droom gaan bereik is deur te doen. So, maar jy voel jy operate, jy doen baie. Ja. Jy lyk vir my nou 'n ou wat lekker besig is en like om besig te bly. Ja, ek is. So ding ook ek het nou die dag toe luister ek ook na 'n baie kennisryk man, verstaan, iemand met baie knowledge. Ja. En hy sê toe 'n goal is basies 'n dromer. Ja. 'n achievement is jou doener. So 'n goal is 'n goal as jy dit envision. So jy envision dit as jy droom, maar jou achievement is as jy dit actually doen. Ja. En dit in aksie sit. Ja, dis die achievement, ja. Ja. Dis baie waar. Dis baie cool. Paar kort vinnige pret vrae en dan gaan ons Quick afsluit. fire questions, ja. Laaste song wat jy gedownload het op jou playlist. Kom ek sê vir jou. Kan ek vir jou sê? Asseblief. Okay, Every Morning van Lost and Found. Okay. Dis 'n gospel band. Ek gaan 'n bietjie luister. Every Morning van Lost and Found. Wie was jou heel eerste celebrity crush? Jonita Du Plessis. Oh, for real? Ja. Aitsa. Ja. Aitsa. En nou noem ek haar mams. Nee. Facts. Nice. Oh, beloof. Nice. Wat's jou favorite emoji om te gebruik op WhatsApp? Die muscle emoji. Strong arm. Ja, Ja. great. What's your go-to comfort food? Pizza. Pizza. Yes, altyd lekker. Ons het maybe aan dit geraak, maar miskien weet ons dis iets wat ons nie van weet nie. Wat is jou hidden talent? Jy het gepraat van acting en daai tipe goed, Ja. maar Ek dink my hidden talent is om dom voor te kom. Of ek is net. okay. Ek joke.
Nee, ek weet nie wat my hidden talent nie. Ja. Om enige persoon te maak smile. Ah, Maak nie saak hoe harregat hulle is nie. jy kry dit reg. Ja. Is dit vir jou 'n uitdaging as jy 'n moeilike persoon, kom ons sê nou maar in die crowd is daar 'n ou wat nie engage nie. Is dit vir jou 'n mission? Daai ou gaan ek nou kry om homself te geniet. 100%. Ja. 100%. En as ek show, draai ek die ou met die meeste energie in daai crowd te beat. Met energie. Ja, met energie. Awesome. Ek wil nie sê level of energy match nie, ek wil sê energy beat. Beat. Ja. Dis cool. Of 'n ding wat ook niemand van my weet nie is ek's verskriklik kompeterend en 'n baie bad loser. Aha. In terme van soos met enigiets, met werk, met games speel. Dus ek's die aakligste mens om saam mekaar games te speel. Ja. Ja. Maar ons het toe ons daai aan darts gespeel het, ons het nie verloor nie, ou. Nee, We ons made het sure we're not gonna lose. Ja. Ja, jy Ja, sien, ja, ja. jy sien. Nog 'n vinnige paar vrae. Wat superpower soek jy baie graag? Ek van minds kan lees. Mense brains kan lees. Imagine ons kan mekaar se minds lees, dan sit ons hier met 'n silent Sit podcast. en kyk Ons is net soos ja. lag op dieselfde tyd. Maar dit sou cool wees. Dit sal. As jy nou enige celebrity in die wêreld kan nooi vir 'n braai by jou huis, wie sal jy wil In nooi? die wêreld. Enigiemand. Ek sou vir Cliff nooi. Ken jy vir Cliff? Cliff, nee, wie's Cliff? So 'n pastoor wat altyd by die kampusse gaan praat. O, Wat met Okay. die kids praat. Of Cliff of iemand heeltemal anders. So ek sê Post Malone. Nee. Bro, dit is so 'n moeilike vraag. Want ek dink regtig daaraan, soos as dit actually moontlik is, Ja. sal ek dit doen, ja. ja, So Louis Capaldi. ja. Ek dink hy kan 'n cool chap wees om mee te chat. Ja. Louis Capaldi. Wat maak jou nog steeds kinderlik opgewonde? As ek wag vir my kos by 'n restaurant. Nice. Ja. Maar is jy ook daai ou, as jy jou kos gekry het en Monique se kom, dan sê jy soos daai lyk lekkerder as myne. Ja. Ek wou dit gehad het. Ja. I'm ek also is that een- guy. Ja, Ja. dis presies dit. En partykeer is my vrou soos ja, sy gaan as geval is ons by 'n nuwe plek gaan eet wat ons nie ken nie, dan bestel sy nou kos. En sy is nie baie honger nie, sy dink sy gaan daai bestel. Dan en ek is honger, dan bestel ek nou my kos. Dan is haar porsie groter as myne. Ja. En sy het gevra vir iets kleins. Ja, maar sy het ons weet nie groot die portions nie. Hoorie dit, ons tyd is ongelukkig verby. Maar ons het vir jou 'n geskenk. Okay. 'n Geskenk. Ja. Jy kan nie aan die huis toe gaan nie. Okay. So hier is jou eie personalized coffee mug. Oh, dude, hoe cool is sulke een? Presies so eene. Yay! Maar met jou naam op. Thanks my bro. Yes, dit is baie cool. Ek sien hom. Podcast seisoen 2. Dis baie cool. So elke keer as jy met koffie drink, moenie ophou droom nie en hou aan doen wat jy doen. Thanks dude. En dan hierin is vir jou 'n voucher van ons klere sponsor Valor 300. So Okay. jy kan op hulle webwerf gaan, jou favourite design kies en dan scan jy hierdie QR code, dit gaan reguit na die ou se WhatsApp toe. Ja, Dan kan jy jou order daar place en hulle sal hom vir jou deliver. dis insane. So ja, Valor 300 een van ons borge. En dan is daar ook 'n voucher in van Moon Studios, dis 'n barbershop in Pretoria Oos. So as jy nou weer reg is vir 'n haircut, hulle doen Okay. waxing, baard, hare, you Ek name gaan it. dit maybe nou gebruik op pad huis toe. Exactly. Jy moet net check, hulle is baie besig, so jy moet maar boek online. As jy daar inloop gaan niemand jou daar kan help nie. Okay. So Baie ja, lekker 'n voucher, ek moet my hare sny. gaan ons kom volgende week. So ja, daar's daai. Thanks man. Yes, So, dis baie cool. So ja, dan ja, wil ek vir jou sê baie dankie dat jy hier was. Dankie dat jy tyd gemaak het. Dankie man. Dit was my super lekker om mee te chat. Selfs. En ja, baie dankie aan almal wat gekyk het. Ek hoop julle het dit geniet. Dankie aan Valor 300 wat ons klereborg is. Dankie aan Eldor Foto en Eldor Photo Rental dat julle aan boord is. Dankie vir Moon Studios. En dan ook dankie weer eens aan Jaco van Connection Studios en Connection Productions. En dan sien ons julle weer volgende week, selfde tyd, selfde plek. Totsiens. Want ons is dromers en doeners, kom vertel jou stories.